Ek wonder, indien die 10 gebooie elkeen 'n karakter was in 'n fliek, 'n movie. Watter een sou die Oscar gekry het? Watter een kry die toekenning vir die gebod wat die meeste oortree word? Gesels bietjie daar met mekaar, dan dink julle bietjie daaroor. God sê, jy mag naas my geen ander gode hê nie 'n beeld of enige afbeelding maak nie. God sê, ek eis onverdeelde trou. Nou, klomp gebooie dan, hè? Die naam van die Here jou God nie misbruik nie, Sabbatdag heilig hou, ensovoorts, ensovoorts. Eer jou vader en jou moeder, mag jy moord pleeg nie, mag jy egbreek pleeg nie, mag jy steel nie, mag jy vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders se huis begeer nie sy vrou begeer nie, ensovoorts. Ek dink, dit hang af waar jy in die wêreld is, maar ek dink in Suid-Afrika sal die moord pleeg, miskien nie egbreek pleeg, né? Goed doen om 'n prys te verower. Jy mag nie steel nie. Ek sit my geld op, jy mag nie steel nie. Die Oscar toekenning gaan aan jy mag nie steel nie. Want wanneer jy nou moord pleeg, gaan steel jy iemand se lewe. Wanneer jy egbreek pleeg, gaan steel jy van jou eie lewensmaat en van iemand anders se man of vrou. Wanneer jy vals getuienis teen 'n ander gee, dan steel jy die waarheid. Dan steel jy die waarheid, jy beroof daardie een se goeie naam. Miskien redeneer ek nou verkeerd, maar kom ons praat oor diefstal. Kom ons praat oor diefstal. En dan wil ek dit persoonlik maak en vra, of sê, die dief in my. Die dief in my, die dief in jou. Diefstal gaan nie net oor iemand se besittings steel en roof nie. Dit gaan oor hoe ons teenoor God optree. Of ons vir God gee wat God toekom. Of ons teenoor ons naaste optree, dit wat God wil hê ons moet doen teenoor ons naaste, teenoor onsself. Jy hoor wat ek sê, die liefdesgebod, die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, al jou kragte en jou naaste soos jouself, om mekaar te beroof en nie die liefde van God te gee nie. Dan steel ons van mekaar, van God, van onsself. Maar ons moet op 'n plek begin en eers vra, wat is die Bybelse siening oor eiendom en oor al jou gawes? Alles wat ek besit, ook geestelike, emosionele, verstandelike gawes en talente, nie net fisiese materiële besittings nie, né? Psalm 24 vers 1. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. God is die skepper, God is van alles. God is die besitter van alles. En hy leen aan my en jou. Ons geld, ons besittings, ons kinders, ons huwelikspartners en liefdes, ons werk. Hy eis verantwoordelikheid. Ons is, om die woord te gebruik, rentmeesters, ek weet, 'n groot woord, rentmeesters wat namens God alles moet bestuur, en daarin kan ons God beroof. God is die skepper en die eienaar. Psalm 16 vers 5 en 6, Here,
U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang kom alles van U af, my erfenis is vir my mooi. Die ou vertaling, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ek moet rekenskap gee van dit wat vir my mooi is, wat vir my lieflik is, wat God gegee het. Ek moet dit waardeer, anders beroof ek God van die eer en die lof, né? Matteus 25. Die gelykenis van die muntstukke, dit gaan soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep, sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 muntstukke, vir 'n derde 1 muntstuk. Daar is 'n ongelyke verdeling in die wêreld. Ons kan maak wat ons wil. Ons kan nie 'n stelsel hê gelykheid vir almal nie. Gawes, talente, vermoëns, geestelik, emosioneel, ekonomies, tegnologies, finansiëel, materieel, daar is 'n ongelyke verdeling. En dis nie onregverdig nie, die een het meer as die ander een. Ja, dit raak onregverdig en verkeerd wanneer ons van mekaar steel. Wanneer ons die eer wat ander toekom vir onsself wil vat. Nou goed, toe gaan die een wat 5 goue muntstukke het, hy het daarmee gaan werk, 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2. Die slaaf wat 1 gekry het 'n gat in die grond gaan grawe, sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daai slawe teruggekom en van hulle rekenskap geëis. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou en hier is 5 plus nog 5. Wins. Toe sê die eienaar, mooi so, jy's 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in, deel in my vreugde. Wonderlike eienaar nie. Hy vra rekenskap, maar jy deel in sy vreugde, want jy het sy saak beskerm. Dis ware vreugde. Wanneer jy die werk, dit wat God gee, so hanteer, dat God tevrede is. En dit laat groei, want dis die hele ding van die koninkryk van God volgens die Nuwe Testament, daar moet groei wees. Natuurlik gaan dit dan hier oor Jesus wat weer sal terugkom en wat sal rekenskap eis. God wat aan die einde van die tye sal kom en vra, wat het jy gedoen met dit wat ek jou gegee het, of het jy my beroof? En so beroof ons onsself. So loop ons onsself in. Nee? Die wat 2 gekry het, het 2 ekstra, ook vir hom word gesê, mooi so, goeie slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom en deel in my vreugde. En wat doen die derde ouetjie? Hy sê, ek weet, u is 'n harde meneer, en u oes waar u nie gesaai het nie, u pluk waar u nie geplant het nie. Ek was bang dat ek die mense gaan begrawe, hier is dit veilig terug. Toe sê die eienaar, jy is 'n slegte en lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie saai nie, pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het, dan kon ek minstens rente gekry het. Vat die muntstuk van hom weg en gee dit vir die een wat 10 het. Sien jy weer eens die ongelyke verdeling. God gee wat hy wil aan wie hy wil. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word. Hy sal oorvloed hê, van hom wat nie het nie, sal ook 'n bietjie wat hy het, weggevat word. Wow, nou moet jy mooi verstaan waaroor dit gaan. Dood eenvoudig, God sê, werk met dit wat ek jou gee. Laat dit groei. Dit gaan nie van self vermeerder en groei en meer word nie. Kom jou verantwoordelikheid na. En julle weet so goed soos ek, wanneer jy 'n talent, 'n gawe byvoorbeeld, nie gebruik, nie verder ontwikkel nie, kwyn dit. Geld wat jy nie ergens gaan belê en dit moet groei nie, se waarde, as jy dit daar nou kontant onder die bed hou, gaan dit al hoe minder word die waarde daarvan, hè? Jy kry nie rente nie byvoorbeeld.
Ek het nou die afgelope paar jaar my gawe talent wat die Here my gegee het om gitaar te speel, begeleiding, klassieke gitaar. Nou ja, wat het nou gebeur met my? Ek dink dit sou nie gebeur het as ek aan die oefen gebly het nie. Nou het ek triggervinger, ek kan daai vinger nou nie, ek moet hom help. En ook hierdie. Hy's nou beter, eintlik is nie. Dink weer, hoe vanselfsprekend aanvaar ons net alles. In hierdie wêreld. 'n teoloog met die naam Willengaard het gesê, ek lees vir julle, daar's geen erger diefstal as ateïsme nie, om te sê daar's geen God nie, om God van sy godheid te beroof. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, jy kies jouself as God. Om God uit te sluit in jou lewe, om jou gawes los te maak van God, net vir jouself, God nie deel te laat wees nie, om God te beroof van hom te steel. Wat kom God toe? In 1 Korintiërs 6, vers 19 en 20, ek noem net vinnig 'n paar verse, julle liggame is tempel van die Heilige Gees, en ons moet God verheerlik in ons liggame nie afbreek nie, want die Gees woon in ons is duur gekoop deur die bloed van Jesus. Ons kan God so besteel, ook onsself beroof van dit wat in ons liggame, deur ons liggame kan gebeur. Romeine 12 vers 1 en 2. Gee julle self dan as heilige offers wat vir God aanneemlik is. Offers aan God. Hebreërs praat van, daar's nog offers wat ons bring. Behalwe geldelike bydrae, miskien in 'n gemeente, maar hy praat van mededeelsaamheid, sorg en omgee, om vir ander te gee wat nie het nie. Kom ek noem vir julle, wat sê Hebreërs daarso? Onophoudelik aan God 'n offer van lof. Loof en prys jy die Here genoeg. Ons het so min lofprysing baie keer in ons lewe. Dit is diefstal. Dit is diefstal teenoor God. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely, getuienis, om sy woord te lees, om te bid, met hom te praat. Beroof jy hom deur nie dit te doen nie. Moenie nalat om goed te doen, mededeelsaam te wees nie. Dis die offers wat vir God aanneemlik is, maar jouself gee. Jouself gee. Dan Hosea 6 vers 6. God sê ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan my eerder as brandoffers. Hy wil die brandoffers en die lofoffers sê. In Maleagi praat hy van die tiendes, die bydrae wat ook aan sy saak, sy koninkryk gemaak moet word, sy kerk. Maar hy sê baie keer gee jy, maar jou hart is nie daar nie, dis net uiterlik. Dan beroof jy God. Daarom sê ek soek eerder liefde, soek toewyding. Jy kan al die geld in die wêreld vir God se saak gee, maar as jou hart en jou liefde nie daarin is nie, die toewyding aan God, diefstal. So, Openbaring 5, daar was duisende engele daar in die hemel, en hulle het gekom en hulle het gesê, die lam wat geslag was, Jesus, is waardig. Wat kom God toe? Beroof ons hom daarvan? Hy moet die mag, die rykdom, die wysheid, die sterkte, die eer, heerlikheid en lof ontvang. Ons land, ons regering, miskien ons kerke, jou en my lewe, al is ons Christene, wat die Here beroof wat dit betref. Aan hom wat op die troon sit, aan die lam, lof, eer, heerlikheid, krag, tot in alle ewigheid. So jy sien, diefstal is meer as net doodeenvoudig om iemand te beroof en van iemand te steel en in te breek by 'n huis en goed te vat. Soms is die een by wie ingebreek word ook skuldig, omdat God se dinge afgeskeep word en God beroof word van wat hom
toekom. Hoe beroof ons naaste? Hoe beroof ons mekaar? Jesus, toe hy die tempel reinig, toe gooi hy mos, nou hulle het handel gedryf in die tempel, toe gooi hy alles om en hy's woedend. Hy vleg 'n sweepie en hy kom hulle by daarmee. Want hulle beroof die mense van 'n ware godsdiens. Die heidene, wat God nie geken het nie, mag gekom het in een van daai portale, en daar het hulle handel gedryf, so hulle ontneem ander die evangelie. Hulle ontneem ander God se woord en die tempeldiens. Om iemand weg te hou. Om iemand dan te beroof van God se dinge, weg te hou van Jesus. Kan jy jou lewe wees, dit kan letterlik so 'n manier wees dat mense aanstoot neem en sê, maar hierdie God wil ek nie dien nie oor jou lewe. Dan beroof ons hulle. Romeine 13, wees aan niemand iets verskuldig nie. Daar vers 8 tot 10, behalwe om mekaar lief te hê. Ons skuld mekaar die liefde. Ek het dit so rukkie gelede in een van hierdie preke genoem aanlyn. Mekaar lief hê. Matteus 18, wanneer iemand verkeerd gedoen het, gaan berispe, gaan vermaan. Ja, ons skuld mekaar, ook om te vermaan. As ons stil bly oor wat verkeerd is, ons laat iemand maar aangaan in sonde en verkeerde dinge, steel ons van daai een die geleentheid om reg te maak. Dit geld dissipline in 'n huis teenoor kinders. Jakobus 5 praat oor die arbeid, dat het so maklik gebeur, dat iemand misbruik word, dat die arbeider bitter hard werk en nie betaal word nie. So jy sien, dit gaan oor alles in ons samelewing. Ek het 'n paar voorbeelde neergeskryf. Hoe word daar nie gesteel in belasting, valse versekeringseise, buitensporige huur, rente, pryse, in winkels, supermarkte. Ek wonder baie keer, as ek met sekere goed so in my hand staan, is hierdie nie diefstal nie. As jy jou skuld kan betaal en jy doen dit nie. Hoeveel keer hoor ek van skatryk mense wat elke keer 'n foutjie kry met bouwerk byvoorbeeld of wat ook al, maar hulle weier om te betaal. En daardie arme persoon wat sy brood en botter op die tafel moet sit, wag 'n leeftyd vir sy geld. Om af te kyk in 'n eksamen, om kos te vermors en weg te gooi, om nie om te gee vir mense in nood nie. 2 Korintiërs 8, kom Paulus, dan sê hy, julle het soveel ontvang, hy noem 'n klomp geestelike gawes, talente gawes, wat die Here jou gegee het om te gebruik in die kerk, in die samelewing. Hy sê, kom dan nou en doen ook hier 'n bydrae, dan gaan dit oor om gemeentes God se werk te help. Jy hoef nie kerk toe te gaan as jy nou nie wil nie. Ek weet dit, mense gaan my nou kwaadlik neem dat ek dit sê. Maar wil jy nie maar ook God se werk in kerke ondersteun nie? Minstens dan hulle sorg en omgee aksie, waar hulle armes help. Kolossense 3 vers 23 en 24, wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here. Julle staan in Jesus se diens. Ons beroof hom wanneer ons in ons werk afskeid, lui is, nie voluit alles wil gee nie. Praat maar daaroor verder. Praat maar verder daaroor. Ek wil afsluit. Ek het gesê Eksodus 20, watter een sal die Emmy wen of die Oscar of wat ook al. Ek dink dit sal die een wees oor om geen ander gode te dien nie. Want wie ook al 'n gebod oortree, dien maar een of ander afgod. En jou eie wens en jou eie wil. En God wat sê, ek eis onverdeelde trou aan my, want ek was vir jou goed. Ek het jou uit Egipteland en die slawehuis uitgelei.
En daarom is enige oortreding, maar veral dan diefstal, van watter aard ook al. As jy Jesus nie die eerste plek in jou lewe gee nie, beroof jy God. Beroof jy ander die geleentheid om Jesus te leer ken, beroof jy jouself van die wonderlikste skat wat jy kan hê, Jesus Christus. Mag ons nie diewe wees nie.